Hallo julle, so met die feestyd om die draai is ons as NG Gemeente Jeffreys Bay in 'n lekker bedrywige tyd en die stopgoed wat voor lê, so ons wil die volgende afkondigings net met julle deel. Eerstens, op die 21ste November het ons Fresh Wind wat plaasvind by Oase Gemeente 6:00 die aand en dis 'n aanbiddingsaand waar ons 'n bietjie hande vat met Oase Gemeente om 'n bietjie musiek te maak en net die Here se naam groot te maak. So indien jy dit kan bywoon, moet dit nie misloop nie. Ons wil ook vir julle terugvoering gee oor die GLS, die Global Leadership Summit wat plaasgevind het die 8ste November en dit was 'n mooi geleentheid waar ons leiers van die gemeenskap gehad het en in hierdie summit word ons ekoop om 'n verskil te maak as leiers, nie net in ons gemeenskap nie, maar tot in die uithoeke van die wêreld. Indien jy dit misgeloop het, wil ons jou regtig uitnooi om te kyk na ons kommunikasie en dit volgende jaar by te woon. Dit is 'n mooi geleentheid en as jy wil invest in jouself as 'n leier, is dit een wat jy nie wil misloop nie. Ons het 3 projekte waartoe jy kan bydra wat nou op die skerm verskyn. Alle inligting rondom hierdie projekte is op ons webwerf en in die kerkkantoor beskikbaar. Op die 19de vind ons algemene vroue afsluiting plaas. Kom deel saam in 'n heerlike oggend van samesyn en verversings. Dit gaan lekker wees om jou daar te sien. Die 23ste November by die Gama Campus in die oggendediens gaan die kindertjies bietjie vir hulle sing, so Erika is besig om hulle so bietjie net voor te berei vir dit. Ek dink dit gaan 'n mooi geleentheid wees en 'n lekker manier om die feesseisoen sommer net af te skop en so gebeur dieselfde dan ook die 30ste November hier by die Kompleks Campus. As daar iewers in jou huis 'n bottel wyn lê wat al baie stof opgetel het, wil ons jou uitnooi om hom te kom skenk vir ons jaarlikse wynveiling. Dit vind hierdie jaar plaas op die 27ste November en ons kan nie wag om jou daar te sien nie. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor. Ons wil vir julle ook terugvoering gee op ons 10de maand, so luister gou Nardus sal vir julle 'n bietjie meer van dit vertel. Gemeente, dit is van my kant af 'n absolute voorreg om met julle mee te deel dat ons in ons 10de maand ook ons doel bereik het van die 700,000 en ons wil regtig vir een en elkeen van julle sê verskriklik baie dankie. Die inkoop en die bediening maak regtig dat ons die koninkryk kan laat uitbou. So ons huidige bedrag staan op 720,000 en soos wat julle weet is daar nog die hele November ook om by te dra. En dit is so lekker om te kan weet dat elke bietjie wat nog verder bygedra word, is natuurlik ook vir die verdere uitbou en opbou van die koninkryk. So ons wil regtig vir julle weer eens sê verskriklik dankie vir julle volgehoue bydrae en ook die inkoop in hierdie bediening. Ons waardeer dit opreg en sien so uit oor waarmee die Here ook besig is in die gemeente. Dankie vir elkeen en dankie ook vir elkeen wat nog verder gesê het, hulle gaan nog verder ook inkoop. Ons waardeer dit opreg. So met die feesseisoen om die draai, is dit 'n lekker tydperk wat voor lê. Indien jy jouself op die pad bevind, wil ons net vir jou bid dat dit sal veilig wees en dat jy hierdie feesseisoen sal geniet saam met vriende en familie en dat dit net 'n geseënde tyd sal wees. Ek hoop jy het 'n geseënde dag en 'n geseënde week. Goeiedag gemeente en baie welkom by hierdie week se aanlyn boodskap van NG Gemeente Jeffreys Bay. Dit is vir ons so lekker om van waar ook al af jy inskakel ook te kan deel hê in jou lewe. Mag vandag vir jou 'n seën wees en mag jy regtig God se stem hoor. Ons as gemeente se visie is hierdie jaar om lig te wees en lig te leef in 'n wêreld vol nood. En een van die maniere waarop ons dit wil doen, is om juist te deel in groot oomblikke wat jy in jou lewe ervaar. As jy dus in hierdie week 'n verjaarsdag beleef het of 'n huweliksherdenking, wil ons dit saam met jou vier. Dalk het jy 'n bevordering by die werk gekry, of dalk is een van jou gebede wat jy so lank al voorbid, beantwoord. Gebruik asseblief hierdie geleentheid om in die kommentaarseksie onder hierdie skerm vir ons dit te deel. Ons wil graag saam met jou fees vier en saam met jou die Here loof en prys vir wat in jou lewe gebeur. Natuurlik is dit ook dieselfde wanneer ons praat oor die seer in die lewe. Ons wil ook die seer saam met jou deel en daarom vra ons jou om enige gebedsversoeke na gebed@ngkjeffreys.co.za te stuur, sodat ons saam met jou ook daarvoor voor die Here kan intree. Mag vandag se boodskap regtig vir elkeen van ons tot seën wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U alomteenwoordig is.
Dankie dat U weet wat in elke een van ons se lewens aan die gang is. En dankie dat ons stories vir U belangrik is. Dankie Here dat U ons gemaak het met 'n begeerte om in koneksie te staan met ander mense. Help ons Here om vanoggend U hart en U stem vir die kerk, vir my spesifiek Here, te hoor. Ons vra dit in biddende afhanklikheid. Amen. Mag die Here vanoggend jou seën wanneer hy sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun en die wonderlike werking van die Heilige Gees. Wat is die eerste ding waarin jy dink wanneer jy die woord kerk hoor? Wat gebeur in jou liggaam? Dalk is kerk vir jou die plek waar jy byeenkom op 'n Sondag om saam met ander gelowiges die Here te aanbid. Miskien is kerk eerder die plek waar jy vir 'n uur of 'n halfuur net die wêreld kan afskakel en rustig kan raak voor 'n skerm en die Here se woord kan hoor. Dalk is kerk vir jou 'n gebou of 'n gebeurtenis. Dalk nie. Dalk besef jy dat kerk die gemeenskap van gelowiges is, maar tog sit die woord kerk so skuurpapier in jou keel vas, want jy sit met kerkbeserings van soveel keer wat mense in die gemeente jou al seer gemaak het. En dalk maak dit dat jy eerder Christen wil wees op jou eie. My vraag vanoggend is egter, is so iets moontlik om Christen te wees op jou eie? Ek moes myself in hierdie week dieselfde vraag vra. Waar het ek al kerk die meeste beleef, die diepste of die egste ervaar? En my antwoord? Ek het kerk ervaar in 'n container in Noord-Sudan wat so groot is soos 'n minibus taxi, waar gelowiges bymekaar kom om te bid vir 'n tannie wat nie kan loop nie. Ek het kerk ervaar in 'n verlate klooster in Asyut in Egipte, waar vrouens vir 'n hele week net geleef het op gekookte eiers en droë brood, en dit het nie saak gemaak nie, want dit het te gaan oor die opgewondenheid om by mekaar uit te kom en mekaar weer te kan sien. Ek het kerk beleef hier in Jeffreys Bay, wanneer ons as gelowiges saam gaan stap vir kanker op die strand, of saam die Here gaan aanbid. Ek het kerk beleef, ek en geloofsvriende wat stry opgetel het, oor 'n koffie gaan vrede maak. En die een goue draad wat deur al hierdie ervarings loop, is die woordjie saam met ander. Sien, ek dink vir Petrus en die eerste gemeente in Handelinge sou die idee van Christen wees op jou eie 'n totale paradoks wees. Dit is bloot onmoontlik. Kom ons gaan lees wat die woord sê, hoe die eerste gemeente kerk verstaan het. Ons lees vanoggend uit Handelinge 2, vers 42 tot 47. Julle kan julle Bybel saam met my daar oopmaak of sommer net die skrif op die skerm volg. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by mekaar gekom by die tempel, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense tot die getal by hulle gevoeg. Hierdie gedeelte bied vir ons 'n skermgreep, 'n screenshot van 'n gemeente wat 2000 jaar terug bestaan het. En tye het baie verander. Natuurlik lyk koneksie vandag heeltemal anders as wat dit gelyk het 2 millennia gelede. In 'n sekere sin is koneksie makliker as ooit. Met kunsmatige intelligensie en sosiale media tot ons beskikking, kan ons in een dag met meer mense kommunikeer as wat Petrus en die eerste gemeente in hulle lewens sou kon indink. En tog leef ons ook in 'n era waar mense die meeste geïsoleerd en eensaam voel as ooit.
In die laaste geestesgesondheidverslag wat in Suid-Afrika uitgegee is, nou in Oktober, dui dit aan dat ongeveer 15% van Suid-Afrikaners geïsoleerd voel. 55% voel dat die verhoudings waarin hulle wel staan, nie betekenisvol is nie. Natuurlik is een van die redes hiervoor dat ons in 'n kultuur is wat oorloop van oppervlakkige verhoudings sonder enige toewyding. Die probleem is dat oppervlakkige verhoudings nie lewens kan transformeer nie. En dit is tog waarvoor ons geroep is. Gaan dan na al die nasies toe, sê die Here, en maak die mense my disippels, doop hulle en leer hulle. Disippelskap is nie iets wat kan gebeur een keer 'n week wanneer ons by mekaar kom nie. Disippelskap is 'n daaglikse groeiproses saam met ander. Daarmee bedoel ek nie dat dit enigstens verkeerd is om aanlyn boodskappe te kyk of te luister of om die Sondagbyeenkomste by te woon nie. Glad nie. Hebreërs 10 sê juis vir ons dat ons nie die samekoms van die gemeente moet afskeep nie, maar daar's soveel meer wat God vir jou begeer. As ons by ons visie wil bly, dat ons lig wil wees en lig wil leef, dan dwing hierdie teks ons om nie te dink oor kerk wees en wat dit beteken om werklik ons gawes wat lig en lewe gee te deel in hierdie gemeenskap waar ons onsself bevind. In hierdie teks lees ons, die gemeente het alles met mekaar gedeel. Ja, hulle gawes en besittings, hulle geld, maar meer as enige iets, hulle tyd, hulle teenwoordigheid, hulle belangstelling. Sien, ek dink hulle het iets besef wat ons al lankal vergeet het. Die kerk is niks anders as 'n familie nie. 'n Familie wat deur bloed aan mekaar gehou word, die bloed van Jesus Christus. En hierdie bloed het ons verenig en gestuur om 'n boodskap van verlossing en hoop te gaan bring in 'n wêreld. In Johannes 13 kom sê Jesus, ek gee vir jou 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, mekaar. Dis nie 'n alleen ding nie. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En hierdie liefde kan nie funksioneer in isolasie nie. So 'n liefde kom gee alles. So 'n liefde kom nie net eenmaal 'n week by mekaar nie. So 'n liefde lyk anders. En natuurlik beteken dit nie dat jy nie gaan seer kry in die kerk nie. Ons is 'n familie van mense. En families is tog bekend daarvoor dat hulle soms stry optel. Wys my nou een familie waar dit nie die geval is nie. Maar as daar nou een persoon is, wat oor en oor deur die kerk seer gemaak is, en daarna elke keer net opgestaan het en teruggekom het, en nog steeds gedien het, en opgedaag het, en alles kom gee het, dan is dit Jesus Christus. Wat alles gegee het tot die dood, aan die kruis. En na sy opstanding, het die apostels nog steeds koppe gestamp. Dink byvoorbeeld aan Paulus en Barnabas, wat tot so mate verskil het, dat hulle eie koerse ingeslaan het. Ons is net mense. En dis juis as gevolg van ons verskille, wat ons 'n ongelooflike diversiteit vir die wêreld kan bied. Wanneer ons op 'n punt kom, wanneer ons werklik inkoop in gelowiges, word ons aanhoudend uitgedaag om nie te dink, om te vergewe, om gemeenskap te bou, om alles te deel, verantwoordelikhede en leierskap, gawes, tyd, teenwoordigheid. En dan, wanneer een lid van die liggaam ly ons almal. En wanneer iemand hulle doel uitoefen, word die liggaam bemagtig om hulle missie in hierdie wêreld uit te leef. Hierdie teks in Handelinge 2 nooi ons uit om weer te besef waaroor kerk eintlik gaan. Dit gaan oor God. In vers 37, as jy nou hierdie hele perikoop sou gaan lees, sou jy sien dat hierdie gemeente, hierdie gemeenskap wat so alles met mekaar deel, dit nooit sou kon doen as hulle nie eers tot bekering gekom het en hulle identiteit gevind het in Jesus Christus nie. Sien, die fondasie
vir gemeenskap met ander, die fondasie van jou gawes deel en jou lig deel met die mense rondom jou, lê in hoe diep jou koneksie geanker is met God. As ek wil deel wees van die kerk, beteken dit dat ek my eie kroontjie moet neersit en plek moet maak vir die werklike koning van die kerk, die hoof van die liggaam, Jesus Christus. Dit beteken dat ek myself outomaties gaan wil leegmaak, gaan wil weggee, gaan wil deel in gemeenskap, want ek gaan weet dat dit is waar daar lewe lê. Ek gaan myself losmaak van al my sogenaamde mag en titels, my besittings, my gawes, my talente en skedules. Ek gaan dit in God se hande plaas en vir hom vra hoe ek dit kan gebruik om sy koninkryk uit te bou. Nie my eie nie. Vra vir jouself, in die gemeente waar jy tans dien, is die manier hoe jy deel besig om God se koninkryk uit te bou, of jou eie? In hierdie 10de maand reeks het ons oor en oor gehoor, hoe ons geroep is om verantwoordelike bestuurders te wees van die oorvloedige genade wat God vir ons skenk. Dit staan in 1 Petrus 4. En ons kan nie bestuurders van hierdie genade wees as ons dit net vir onsself wil hou nie. Die eerste woord wat ons vir 'n kind probeer afleer is myne. Ons wil deel in gemeenskap. 'n Voortdurende diep koneksie en gemeenskap met ander gelowiges is nie opsioneel nie. Jy kan nie 'n Christen wees op jou eie nie. Want 'n passie vir Jesus loop outomaties oor in 'n passie van Jesus. Ek gaan dit herhaal. My passie vir Jesus gaan outomaties aansluit by die passie van Jesus. En Jesus se passie is om mense bymekaar te kry, is om mense te verlos, te red, hulle siele te red, is om mense by sy koninkryk by te voeg. Ek kan dit nie doen op my eie nie. Ek lees in die week die volgende aanhaling. En moet my asseblief nie stenig nie, want dit is in Engels, maar eendag in die hemel gaan ons almal tog alle tale verstaan. So ek lees dit graag vir julle in Engels. Following Jesus was never meant to be a solo journey. The early church met often, encouraged each other, and stayed together, especially when life got hard. It was never meant to be a weekly event to attend, but a family to show up for. Mag God jou en my vanoggend aanraak, om te besef dat ons deel is van 'n familie. En dat ons nie dit wat ons in hierdie laaste 10de maand reeks geleer het, om ons gawes te deel, ons tyd te deel, ons geld en besittings te deel, net kan doen tydens gebeurtenisse nie. Maar dat dit 'n leefstyl moet word, wat ons in gemeenskap beoefen, want dit is die gemeenskap van gelowiges. Dit is wanneer gemeenskap lewe bring en lewe gee in 'n wêreld wat dit so nodig het. Mag dit waar wees vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U weet hoe lief elkeen van ons U het. Ja Here, dankie dat U mense op ons pad gestuur het om ons deur hierdie reis van die lewe te help. Dankie dat ons niks alleen hoef te doen nie. Dankie Here dat U nie nodig gehad het om die mens te skep nie, maar dat U wou, want U wou in 'n verhouding met ons leef. Ja Here, U is in wese relasioneel. En daarom aanbid ons U as God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Mag ons in daardie gemeenskap van U ook iets vind, Here, wat ons kan inspireer om so te leef elke dag waar ons gaan in gemeenskap met die mense rondom ons. Vader, ons kom vra dat U vir ons die krag sal gee om te vergewe waar dit nodig is.
om verhoudings reg te maak waar dit versier het, sodat ons werklik u lig en u lewe kan bring, Here, oral waar ons gaan, in hierdie familie wat u vir ons gegee het. Maak asseblief ons oë, ons ore en ons harte oop, om elke dag hierdie geleenthede raak te sien. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Indien die Here dit deur hierdie boodskap op jou hart gedruk het, om finansiëel by te dra tot sy bediening in Jeffreys Bay, dan wil ek jou uitnooi om te kyk na die volgende skyfie wat op die skerm gaan verskyn. Jy kan hierdie SnapScan kode gebruik om jou finansiële bydrae ook te gee vir God se bediening in hierdie wêreld. Liewe gemeenskap van gelowiges, die Here seën en beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Amen.